Ek wil graag hierdie week met jou praat oor die tema geheime disippels. In Johannes 19 vers 38 en 39 staan: Hierna het Josef, wat van Arimatea afkomstig was, omdat hy vir die Joodse leiers bang was, was hy 'n geheime disipel van Jesus, na Pilatus gegaan en gevra of hy die liggaam van Jesus kon kry. Pilatus het dit toegestaan en Nikodemus het ook gekom. Nou hierdie skrifvers oor Josef van Arimatea en Nikodemus sê duidelik dat hulle weens vrees vir die Joodse leiers geheime disippels van Jesus was. Ons lees van geen een van Jesus se disippels of volgelinge wat tydens sy lewe op aarde ter wille van hulle geloof doodgemaak is nie. Die eerste martelaar vir Christus was eers na sy dood, Stefanus. Die rede waarom sy volgelinge bang was weens hulle moontlike uitbanning uit die tempel en die sinagoges, asook die stigma wat aan hulle sou kleef as hulle nie meer deel van die Joodse godsdienstige gemeenskap kon wees nie. Daar was dus op daardie stadium nie doodsgevaar nie. Jesus self was die enigste een wat daardie gevaar geloop het en inderdaad ook doodgemaak is. Dit het vir Josef van Arimatea en Nikodemus gegaan oor mensevrees. Vrees om uitgeban te wees en nie meer deel te hê aan die voordele van die groep nie. Hierdie twee geheime disippels was vroeër ook tot 'n groot mate skugter, skaam en bang om met Jesus geassosieer te word. Die vrees vir bespotting, vir die verlies van status en posisie, sosiale uitbanning en om moontlik 'n karikatuur van gemaak te word deur kollegas en vriende en die samelewing het oor die eeue vele mense weerhou om voluit getuies vir die Here te wees. Vrees, mensevrees, is een van die mees beperkende faktore ook in ons dag. Politieke korrektheid bring mee dat ons dikwels versigtig as dit ware op eiers loop, omdat daar in 'n humanistiese bestel al minder verdraagsaamheid is vir mense wat in die Bybel glo en Jesus volg. Terwyl mense 'n gedagte hou dat daar in sommige lande vervolgde gelowiges is, wat baie versigtig en diskreet met die uitleef van hulle geloof moet wees, is dit egter moeilik om die gedagte van geheime disippels met Jesus se opdrag van Markus 16 vers 15 in verband te bring. Daar staan: gaan die hele wêreld in en verkondig die goeie nuus aan almal, oral. Terwyl daar genadiglik uitsonderings is, lyk dit soms of dit moeiliker is vir mense van hoë aansien, status en posisie om hulle getuienis as volgelinge van Jesus uit te dra, veral as die publieke opinie en die politieke korrektheid te sprake is. Dalk is daar vir hulle te veel op die spel, te veel om te verloor. Daar is dikwels die druk van die portuïergroep. Wat sal die manne dink? Of wat sal die dames daarvan sê? In plaas van sout van die aarde en lig vir die wêreld te wees, soog vele onder die druk. Sit hulle lamp onder 'n maatemmer en word met die publieke opinie saamgesleur. Geheime disippels. Die besete van Gadara, wat deur Jesus van 'n horde demone bevry is, was duidelik nie 'n geheime disipel nie. Met sy slegte geskiedenis en verlede het hy niks gehad om te verloor nie. Nadat Jesus hom verlos en bevry het, sê Markus 5 vers 20, hy het wyd en suid in die 10 stede gebied gaan vertel wat Jesus vir hom gedoen het, en almal was verwonderd oor wat hy aan hulle vertel het. Na wat Jesus vir hom gedoen het, het hy in plaas van 'n geheime disipel 'n publieke disipel van Jesus geword. Nou kom die vraag na my en na jou. Watter soort disippels is ons? Kom ons bid saam. Here, ek bid dat u Heilige Gees my sal bemagtig om 'n onbeskroomde getuie van u te wees. Amen.